Bid vir geopende deure. In Kolossense 4 vers 3 vra Paulus, en bid tegelijkertyd ook vir ons, dat God vir ons die deur van die woord mag open, om te spreek van die verborgenheid van Christus. Paulus het gevra dat daar gebid word, dat God deure sal oopmaak vir sy prediking. Die beginsel is dit, God maak deure oop, en ons moet daarvoor bid. Satan gebruik soms deure om kinders van God te blokkeer. 'n Deur wat nie wil oopgaan nie, laat 'n mens soms ophou bid. Maar gebed beweeg God se hand, en hy open deure, bygesê, as dit binne die raamwerk van sy wil is. Handelinge 16 vertel van Paulus en Silas wat in die tronk gestop was. Maar middernag het hulle gebid en lofliedere gesing. Skielik was daar 'n aardbewing, God daal neer. Vers 26 sê, al die deure het oopgegaan. God het tronkdeure oopgemaak, nadat gebid was. Hou aan bid. As iets buite God se wil is, sal sy gees dit aan jou openbaar. Ons weet nie altyd wat binne God se wil is nie, maar dit moet nie jou vrymoedigheid demp om te bid vir oop deure nie. Paulus sê in 1 Korintiërs 16 vers 9, wat 'n groot en kragtige deur het vir my oopgegaan. En daar is baie teestanders. Die duiwel is 'n teestander. Hy hou nie daarvan dat deure oopgaan nie. Hy wil hulle toedruk. Maar jou voortgesette gebede maak deure oop. Kom ons bid dat deure vir jou oopgaan. Here, ek bid vir hulle wat smagtend roep in hierdie oomblik vir 'n geopende deur. Ek bid, Here, dat U sal antwoord. U stel belang, U stel nie teleur nie. U staan ons by, Here. In ons eie krag wil ons nie probeer nie. Ons gee oor aan U, o God. Want U weet wanneer, wat 'n deur moet oopgaan. Ons glo, Here, dat God steeds deure open. Mag elkeen dit in sy eie lewensomstandighede ondervind. Ek bid dit in Jesus se heilige naam.